Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 16de Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê Cornel Hendricks, Springbok, Blou Bull, sterf op 37 jaar. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: verskeie mense in hegtenis geneem oor openbare geweld in Danoon. Cornel Hendricks, bekende Springbok rugbyspeler, sterf op 37 aan sy hart. Nog Suid-Afrikaners binnekort op pad na VSA as vlugtelinge. Tronke huisves te veel gevangenes, volgens Dr. Pieter Groenewald. Die SAIK vra nog 'n geldelike inspuiting om te kan funksioneer. Ierland stop sy sewes rugby vir mans weens geldelike tekorte. Vandag is die hele nasie en veral rugbygeesdriftig is in rou nadat bekend geword het dat die veelbekroonde Cornel Hendricks afgesterf het. Cornel was 37 jaar oud met die dag van sy dood. Volgens inligting het hy aan hartverwante oorsake gesterf. Cornel het vir die Cheetah rugby span, die Boland, die Blou Bulle, asook die Springbokke op die veld verteenwoordig in 12 toetse. So in die rugbywêreld was Cornel wel bekend en 'n geliefde speler waar hy was, het hy in almal se harte ingekruip. Hy was sedert 2018 getroud met sy vrou Stephanie en hulle 3 pragtige kinders saam gehad. Sy vrou het hom altyd bygestaan en al sy rugbywedstryde saam met hom bygewoon, asook ander geleenthede wat sou opduik. Op die rugbyfront was hy meestal ingespan as vleuel en kon die krane oopdraai na die doellyne as hy die kans gehad het. Hy het hartkwal in 2016 ontwikkel en sy rugby's vereers halt geroep, waarna in 2019 hom weer by die Blou Bulle maatskappy aangesluit het en 73 wedstryde vir die manne in blou uitgedraf het. Hy het sy rugbyloopbaan by die Boland Cavaliers afgesluit. Cornel het 'n stigting gehad waarmee hy gemeenskappe gehelp het om minderbevoorregte kinders te help. Die regering in die Weskaap het hom geloof en geprys vir die bydrae wat Cornel en sy gesin vir die provinsie beteken het. Cornel het sy matriek aan die hoërskool Wellington verwerf. Begrafnisreëlings is nog nie getref nie. Baie sterkte vir hierdie familielede. 5 inwoners van Danoon is in verband met openbare geweld tydens betogings in hegtenis geneem wat van dese week groot ontwrigting in die deel van Kaapstad veroorsaak het. Oortreders was van 25 tot 38 jaar oud. Lede van die polisie se eenheid vir openbare orde is sedert maandag in die gebied ontplooi met padsluitings wat nog tot gistermiddag geduur het, wat erge verkeersopeenhopings veroorsaak het. Die ontplooiing volg op onrus nadat die metroraad onwettige mure in die gebied gesloop het. 'n Vragmotor is tydens die betogings beskadig, maar niemand is in die voorval beseer nie. Die betrokke mure is reeds voor die tyd uitgewys en amptenare van die metroraad het die mense wat dit opgerig het daarvan in kennis gestel dat dit onwettige strukture is en verwyder moet word. 'n ANC-leier en die wetgewer sê in 'n verklaring daar word beweer dat mense se huise sonder behoorlike kennisgewing gesloop is. Die metroraad monitor die situasie voortdurend. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake sê hy sal voortgaan om Afrikaners te verwelkom wat vlug van rassediskriminasie wat deur die regering onderskryf word. Die eerste groep van 49 het Sondag aand van die OR Tambo lughawe in Kempton Park vertrek. Sam Busa van die organisasie Amerikaners sê sy is bewus van 'n tweede groep mense wat gereed maak om ook te vertrek. Die Amerikaanse regering sal geoormerkte finansiering vir vlugtelinge in Amerika gebruik om die Afrikaner vlugtelinge daar te vestig. Die Departement van Gesondheid en Mensedienste werk met ander belanghebbendes saam om te verseker dat vlugtelinge die nodige ondersteuning sal ontvang. Die finale bestemming van die onderskeie vlugtelinge word bepaal deur waar hulle vriende of familielede het of waar plaaslike organisasies die vermoë het om ondersteuning te kan bied. Kambutso Ntshavheni, minister van die presidentsie, het gesê Trump se besluit om vlugtelingstatus aan Afrikaners toe te ken is 'n wanvoorstelling, aangesien hulle nie voldoen aan die definisie van vlugtelinge soos uiteengesit in 1951 Vlugtelingkonvensie en die 1967 protokol nie. Sy sê die beweringe van diskriminasie teen wit Afrikaners is ongegrond. Ntshavheni het wit Suid-Afrikaners bedank vir die wat in tye eenheid getoon het. Willie Oukamp, DA woordvoerder, sê dis hartseer om te sien hoe Suid-Afrikaners hulle vaderland verlaat. Hy sê die DA hoop egter dat Suid-Afrikaners in die land sal aanbly. Belastingbetalers het R1,4 miljoen opgedok vir die 2 parlementêre sittings
waarvan Edo Gonongwana, minister van Finansies, onsuksesvol probeer het om 'n nasionale begroting ter tafel te lê. Gonongwana se pogings op 19 Februarie en 12 Maart om die begroting ter tafel te lê, is in die wiele gery toe partye en buite die regering van nasionale eenheid sterk kapsie gemaak het teen sy plan om die belasting op toegevoegde waarde BTW met 0,5% te verhoog. Hy gaan Woensdag na konsultasies met politieke partye en 'n skikking buite die hof met die DA en EFF vir die derde keer probeer om 'n begroting goedgekeur te kry. 'n 53-jarige man van Mitchellsplein in Kaapstad is op borgtog van R1000 vrygelaat nadat hy glo 17-jarige seun wat by 'n slaghuis onder hom gewerk het, 'n koeldrankbottel met suur ingegee het om te drink. Die seun is aan die herstel en is volgens sy suster gister van die waakeenheid na gewone hospitaalsaal oorgeplaas. Die seun kon volgens sy suster in die tyd glad nie praat nie en het in 'n nota aan sy ouma geskryf dat hy nie regtig die vloeistof wou drink nie. Die slaghuisbestuurder het in die Landdroshof van Mitchellsplein op aanklagte van poging tot moord verskyn. Gevangenes het menseregte, maar hulle moet verstaan dat hulle oortree het en nie kan aanspraak maak op alle menseregte soos 'n vry persoon nie. Dr. Groenewald het vra van LPS oor die opleiding van bewakers, staatspasiënte in tronke en gevangenes wat herhaaldelik oortree het, beantwoord. Daar is 45.500 paroolgangers tussen 1 April 2024 en 31 Maart 2025. Het 3.147 van hulle weer misdrywe gepleeg. Oorvol tronke is steeds 'n probleem weens die getal verhore afwagtenis wat aangehou word. Ons het 108.000 beddens in al ons geriewe. Daar is net meer as 104.000 gevangenes wat gevonnis is. Die probleem met oorbevolking sluip in weens 61.000 verhore afwagtende gevangenes. Van hulle wag langer as 10 jaar om verhoor te word. Van hulle kan die borgtog van minder as R1000 bekostig nie. As 'n amptenaar nie die reëls voldoen nie, sal stappe teen die amptenaar gedoen word. Ons leer lesse uit elke voorval. Daar is ook herhalingskursusse om seker te maak dat ons aan die reëls voldoen, het hy gesê. Altesaam 331 staatspasiënte is tans in korrektiewe dienste se gesondheidsgeriewe landwyd opgeneem, soos die Dr. Pieter Groenewald. In die laaste 5 jaar is die begroting met R11,7 miljard besnoei. Eskom het in 2017 laaste wins gemaak, maar gaan na verwagting in die 2025 boekjaar tot einde Maart 'n wins behaal. In die 2022 boekjaar was die verlies R11,9 miljard. In die 2023 boekjaar was dit R21,2 miljard en in die 2024 boekjaar was dit R55 miljard gewees. Eskom het reeds die verhoging van 12,7% vir regstreekse en groothandelkliënte wat deur die Nasionale Energiereguleerder van Suid-Afrika, NERSA, goedgekeur is, ingestel, terwyl die meeste van die metros in Julie hulle tariewe met meer as 10% wil verhoog. Godsiyenso Ramaggopa, minister van elektrisiteit, het in Januarie geraam dat die gemiddelde jaarlikse elektrisiteitskoste van lae-inkomste behuisings sowat R14.400 per jaar is. Nomsa Tshabeli was deel van 'n afvaardiging van die SAIK topbestuur wat voor die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge verskyn het, waar die audituitkomste oor die geldsake van die SAIK onder die vergrootglas gekom het. Die SAIK het 'n ongekwalifiseerde auditmening van die ouditeur-generaal vir die 2023-2024 boekjaar ontvang. Die SAIK het vroeër 'n reddingsboei van R3,2 miljard ontvang wat in 2 fases in Oktober 2019 en Maart 2020 betaal is. Dit is hoofsaaklik gebruik om skuld te delg, asook vir belegging in tegnologie en inhoud. Alternatiewe finansiering word tans ondersoek. Gegrond op hoe ons balansstaat tans daaraan uitsien, verwag die mark van ons om 'n vorm van regeringswaarborg te kan bring. Mededingendheid in die sektor het toegeneem met nuwe spelers in die mark. Met ons huidige finansiering is ons werklik nie in staat om die spoed van verandering nie, want dit vereis ernstige beleggings vir ons om in staat te wees om teenwoordig te wees en 'n rol te speel in die nuwe gehore. Die Ierse Rugby-Unie, die IRFU, het weens finansiële redes besluit om sy sewensprogram vir mans tydelik op te skort. David Humphreys, Ierland se hoofprestasie-direkteur, sê die besluit om die sewensprogram vir mans aan die einde van die huidige seisoen te laat vaar, is om finansiële volhoubaarheid te verseker. Volgens die IRFU is daar bevind dat Ierland se sewensprogram vir mans nie as 'n ontwikkelingspad vir die langer weergawe van die spel by te dra nie. Daar is bevind dat die huidige strukture by die provinsies meer ontwikkelingsmoontlikhede vir mans rugby bied. Die IRFU het wel aangedui dat sy sewensprogram vir vroue sal voortgaan. Ierland se manspan het om die afgelope paar jaar
as een van die voorste spanne in die Sevens reeks gevestig. Bafana Nhleko gaan die Springbok vrouespan afrig wanneer hulle aanstaande maand in die Afrika toernooi in Madagaskar gaan deelneem. En die land se voorste vrouespelers soos Nadine Roos, Nolesindi Boy, Sobisila Solonsi is nie in die groep van 28 spelers vir die Afrika toernooi ingesluit nie. In die aanloop van die Wêreldbeker toernooi wat op 22 Augustus tot 27 September in Engeland afgeskop word, speel die Bokvroue ook 2 toetse op tuisbodem teen Kanada asook teen 'n Nieu-Seelandse span. Die slot Anati Kolo, wat 27 jaar oud is, 'n boerling van Queenstown, wat al in 6 toetse vir Suid-Afrika gespeel het, sal die span aanvoer. Suid-Afrika, die verdedigende Afrika kampioen, sy eerste wedstryd in Antananarivo is op 7 Junie teen Uganda en word gevolg deur kragmetings met Kenia op 11de Junie en Madagaskar op die 15de Junie. Baie sterkte vir die Springbok vrouespan. Met die Springbok Joseph Dweba die Stormers gaan verlaat, behoort JJ Kotse en Andre Hugo Venter onder gewone omstandighede albei volgende seisoen die hakkers in die 23-tal van die Stormers te wees. Skarra Ntobeni het vir 'n verdere jaar 'n kontrak onderteken wat briljant is, so het John Dobson, afrigter van die Kaapse span, aan die media gesê. Skarra het homself goed opgepas en is 'n baie goeie sportman. Dobson het dit wel laat deurskemer dat die senter Wandisile Semilani waarskynlik nie volgende jaar meer 'n Stormer sal wees nie. Daar word ook beplan om vir Suleiman Hartzenberg met die verloop van tyd op senter te kies. Hartzenberg speel vanaand op vleuel in sy 50ste wedstryd vir die Stormers. Dat Semilani in die oorblywende deel van die Stormers se veldtog nog ware kan toevoeg, het uit sy goeie vertoning teen die Dragons verlede naweek geblyk. Die groot fokus was op die 3 voorste spelers in wêreldgolf, Scottie Scheffler, Rory McIlroy en Xander Schauffele. Dit was egter die onbekroonde Amerikaner Ryan Gerhard wat vroeg die inisiatief in die tweede major toernooi van die jaar geneem het, deur hom as vroeë voorloper in die klubhuis te gaan vestig. Die 25-jarige Gerhard, wat 81ste op die wêreldranglys is en nog nie in die PGA reeks sukses behaal het nie, het sy openingsronde met 66 houe met -5 voltooi. Die Europese Ryder Beker kaptein Luke Donald, die Kiwi Ryan Fox, Duitsland se Steven Jaeger en die Amerikaners Alex Smalley en JJ Spaun was gesamentlik tweede, na hulle almal met rondes van 67 begin het. Scheffler het aanvanklik gesukkel om sy ronde onder bandsyfer te kry, maar danksy 2 voetjies oor sy laaste 3 puitjies, het telkaart vir 'n 69 2 houe onder bandsyfer aangeteken. 2 voormalige PGA kampioene, Phil Mickelson op 79 houe en Martin Keimeyer op 78 houe, gaan sukkel om vandag die afsnypunt te oorleef. Oscar Piastri gaan in die naweek se Emilia Romagna Grand Prix Imola op sy momentum van 3 agtereenvolgende oorwinnings wil voortbou. Met die aksie wat die naweek in Italië plaasvind, is daar 'n ewe groot fokus op Ferrari se gesukkel sover in hierdie seisoen. Die 18-jarige Italianer Kimi Antonelli het in Bologna groot geword en het sal 'n spesiale geleentheid vir hom wees, het Toto Wolff, Mercedes spanbaas, oor Antonelli se eerste tuisverskyning gesê. As 'n jongste renjaer wat al 'n voorste wegspringplek in F1 behaal het vir 'n blitsren, 'n vinnigste rondetyd opgestel en voor in 'n wedren, het Antonelli sover 'n sensasionele begin as George Russell se spanmaat gemaak. Maar dit is Piastri wat die meeste beïndruk het met sy kalmte en bestendigheid. 3 Suid-Afrikaners is op die paneel van wedstrydbeamptes ingesluit vir die Wêreldbeker rugby toernooi vir vroue wat later vanjaar in Engeland sal plaasvind. Amy Barretron sal van die skeieregters wees in die 4-jaarlikse toernooi wat op 22 Augustus vanjaar sal afskop. Quentin Immelman is aangewys as een van die TV-skeieregters vir die toernooi, terwyl Zoe Nodé gekies is as die eerste plaasvervanger vir skeieregters of assistent skeieregters. Sou enige van die gekose wedstrydbeamptes weens 'n besering of om 'n ander rede moet onttrek. Nodé het verlede jaar die eerste keer 'n toets hanteer en dien ook op die Suid-Afrikaanse Rugby Unie se nasionale paneel. Die vroue bokspan is in groep D geloot en sal teen Brasilië op 24 Augustus, Italië op 31 Augustus en Frankryk 7 September in die groepfases te staan kom. Aryna Sabalenka, wenner van die Madrid Ope, is in die kwart eindronde deur die 8ste gekeerde Chinese speler Zheng Qinwen met 7-4 en 6-3 gewen. Dit was die 7de keer dat die twee slags was. Zheng sal Coco Gauff in die laaste 4 ontmoet, nadat die Amerikaner die 7de gekeerde Mira Andreeva met 6-4 en 7-6 gewen het.
Ntokozo Makaza, die Aitjie-ster wat 'n tweede keer agtereenvolgens as die Warsiebeker reekse speler van die jaar aangewys is, het 'n Springbok beleidingskamp gehaal. Daar is 36 spelers in die groep van 'n aparte kampe, een vir plaaslike en 'n ander vir oorseese spelers. Die plaaslike spelers trek aanstaande donderdag in Kaapstad saam, as die spelers wat oorsee gesetel is, hou volgende Vrydag aanlyn hulle kamp. Makaza vleuel wat goed paal toe skop, sy insluiting kom as 'n groot verrassing. Hy het in die Warsiebeker eindstryd 32 punte vir die Aitjies se sege van 44 teenoor 21 oor die Maties in Stellenbosch aangeteken. Baie geluk aan Ntokozo Makaza. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 skakel. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1427, Polokwane 1221, Lephalale 1326, Mbombela 1226, Mahikeng 1223, Pretoria 1523, Johannesburg 1422, Ermelo 923, Richards Bay 1728, Pietermaritzburg 1325, Durban 1824, Port St Johns 1926, Bethlehem 1021, Bloemfontein 1222, Allewal Noord 1123, Welkom 1423, Vryburg 1224, Kimberley 1324, Appington 1627, Prieska 1324, Springbok 1728, Karasburg 1829, Keetmanshoop 1729, Mariental 1629, Alexanderbaai 2030, Brandvlei 1526, Loederitsbaai 2229, Vredendal 2135, Kaapstad 1923, Sutherland 1121, George 1726, Jeffreys Bay 1828, Cabarra 1832, Graaff-Reinet 1426, Oos-London 1830, De Aar 1223, Oltino 10 in die oggend, 21 in die middag, Beaufort Wes 17 en 27 grade Celsius. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R18.01 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.54. Die euro kos R20.14. Die pond verhandel teen R23.97. Die yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $32.62 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3.237 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $66.09 Amerikaanse sent per vat. Die gedagte vir die dag lyk so: 'n klippie is hard, baie is klein, maar vorm 'n fondasie van groot geboue. So wees jy vandag iemand se fondasie wat op jou kan steun. Geniet die Vrydag. En dan op 'n ligter noot: die goustweeling van Kroonstad se trekkerversameling het behoorlik die koppel laat draai op vanjaar se Nampo Oesdag buite Botawil. Elkeen van die broers se trekkers wat by die oesdag uitgestal is in 'n werkende toestand. Die broers het ook gesorg dat elke trekker 5 liter brandstof in het, sodat besoekers ook die trekker se enjingeluide kan bewonder. Die goustweeling se liefde vir trekkers het in 1962 begin, toe hulle pa Kobus Gous 'n Massey Ferguson 25 aangekoop het. Vandag spog hulle met 'n versameling van byna 100 trekkers wat uit die vroeë 1900s dateer. Jaco en Johan stal al sedert 2002 hulle trekkers op hierdie skou uit en ken die detail van elke trekker se meganika en agtergrond. Johan is so lief vir trekkers dat hy selfs 'n trekker het wat in sy persoonlike kroeg staan. Jaco en Johan se uitstalling is tot vandag toe op die Nampo Oesdag buite Botawil te sien. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename naweek word vir julle toegewens.